Droomdelwers deur Esta Stein, hoofstuk 13. Dit was nie net op vlaktevlei waar die bulldozers begin brul het nie. Bo in die klein kloof het Samuel, die klipman van Western Mining, sy bulldozers ook begin te loop. Daar, so het Tappies gesê, sou hulle begin om 'n site te maak vir 'n paar prefab huise en 'n office, en hulle moes slote grawe vir waterpype van die nuwe boorgat af. Silly sit hoog op 'n rots in die klein kloof. Sy kyk uit op die stootskrapers wat stofwolke opskop. 'n Tiptak laai die opgedolwe grond op en stort dit op 'n hoop neer. 'n Paar werkers wat met pikke besig is om 'n sloot te grawe, skreeu skielik met swaaiende arms. Hulle krete klink vreeslik bevange. "Wow, okay," skree hulle, met groot oë vir die drywer van die tabaklorry. Samuel kom nader na die plek waar die werkers vir hom beduie. Daar in die sloot lê die beendere van 'n man. Silly kyk af na die geraamte in die breinjas. Sy kyk ver, dwars deur die stofwolknevels wat stadig soos 'n gordyn optrek en die beelde voor haar helder maak. So helder soos daardie dag 7 jaar gelede toe sy 11 jaar oud was. Sy begrawe die dooie kapokkie. Sy spit met 'n klein grafie en bedek die grafie met grond. Sy plan die kruisie wat sy van die stokkies gemaak het bo op die hoopie grond. Dit lyk hartseer. Sy kyk op en sien haar pa ver weg in die veld waar hy met sy geweer loop. Papa, gaan papa die meishond nou skiet? Maar Hendrik hoor of sien haar nie. Sy hardloop agter hom aan. Sy is verskuil agter 'n rots wanneer sy sien dat hy by 'n oom aankom. 'n Oom wat besig is om 'n gat te grawe. 'n Bakkie staan daar naby. "Wat hel gaan nie aan?" skreeu haar pa vir die man. "Dis dan ou baas." Sy loer agter die rots uit en sien die ou baas Kaiman se slap lyf wat in die gat lê. "Het jy diamante by hom gekoop?" skreeu haar pa vir die oom. "Het jy nou wragtig mal geword?" Toe slaan die oom haar pa met die graaf. Maar haar pa is te vinnig vir hom en slaan hom met die kolf van sy geweer. Dis 'n harde hou en die oom val op die grond. Haar pa kniel by hom, maar hy is uitgeslaan en hy roer nie. Haar pa vat die oom aan sy skouers en sleep hom tot by die bakkie. Hy laai hom agterop. Haar pa klim in die bakkie en ry weg na die huis se kant toe. Sy kom agter die rots uit en hardloop huis toe. Haar asem jaag. Silly se asem jaag terwyl sy tot by die ou mirasie hardloop. Sy kniel en haal die planke wat die gat in die vloer bedek, haastig weg. Sy kyk by die gat in. Die lap op met die breinjas aan lê daar. Sy breinkraletjie se oë is koud en dood. Hulle staar stip na haar. Net een woord kan saam met haar jaande asem uit. "Ou baas." Koster het daar in ons kombuis kom sit met my en Jemina en Gerald. Hy was diep bedroewe. Hy's vermoor, pastoor, en in 'n gat gesmyt soos 'n hond. My broer. Jemina streel simpatiek oor Koster se rug. Die klein kloof het baie raaisels, maar nou laat hulle daar begin grawe vir die graniet. Nou maak die kloof sy bek oop en praat hy praat, pastoor, want so 'n ding kan nie ongestraf bly nie. Ons moet berus, oom Koster. Ons moet dankbaar wees dat hy gekry is, anders het oom altyd bly wonder. Maar ek sal in ieder geval bly wonder. Hulle sê daar's diamante in sy jas se soem gekry, duisende rande. Koster vee oor sy oë. Oom het mos al voorheen gesê dat ou baas ook maar sy skadu kant gehad het. Dis so, pastoor. Maar skadu of skemer, ou baas verdien 'n laaste eerbetoon. Ek kom vra eintlik of pastoor vir hom 'n rede sal hou, dat ons sy bene na behore kan neerlê. Natuurlik, oom Koster, dit sal 'n voorreg wees. Miskien kan pastoor dit uit job uitvat, van die rype ouderdom en die graf en die gerf. Hy snyf. En die dorsvloer. Dis goed so, oom, sê Gerald. Gerald sal 'n mooi rede hou, oom Koster, sê Jemina sag. Phil kyk gespanne na Sersant Tron wat besig is om vir Leandra te ondervra. Ek verstaan ou baas Kaiman was een van jou pa se werknemers. Baie jare lank, ja. Eers hier by die Soutman en toe later bo by die steengroef. Kan jy onthou wanneer jy hom laas gesien het, juffrou? Dit was die dag voor my pa se dood. Ek het toe by die hotel gewerk. Ou baas was die vorige aand daar. Hy het 'n afspraak met Gilbert Redlinghuis gehad. Hulle het met mekaar in die hotel se kombuis gepraat. Wat 'n soort afspraak? Ou baas moes vir Gilbert verwerk by die hotel kom doen. Sersant Tron vir ons. Het hy normaalweg sulke ekstra werk gedoen? Hy was eintlik voltyds in my pa se diens, maar hy het partykeer ekstra werk vir ander mense oor naweke gedoen. Lucia kom in met 'n skinkbord vol teegoed en Phil neem die skinkbord by haar. Sersant sê: "Ek verstaan dat daar diamante op ou baas gevind is." "Korrek." Phil kyk na Leandra. "Leandra, miskien moet jy tog vir die sersant inlig oor die diefstal van die juwele. Dit was omtrent dieselfde dag, ook in die hotel."
Ek meen, daar kan 'n verband wees. Leandra gee hom 'n skerp kyk. Ek weet nie wat dit met die saak te doen het nie, oom Phil. Die sersant kyk haar afwagtend aan. Ons het alle inligting nodig, juffrou. As jy jou huiswerk gedoen het, sersant, sou jy weet dat ek die volgende dag van diefstal aangekla is. Juwele van 'n rep Ferdinand van Wyk is gesteel. Ek sou uit my werk ontslaan en 'n paar uur later het ek vir Ferdinand geskiet. So, jy beter die van Helberg dossier gaan oopmaak en gaan kyk hoe ek nog 'n moord op daardie dag ingepas sou kon kry. Sy loop uit die sitkamer terwyl Lucia haar ontsteld agterna kyk. Vul al sy skouers verskonend op. Ek sê maar sersant. Kom, kry tee. Die juwele is natuurlik 'n baie gevoelige kwessie. Lucia klink onverwags ferm. Maar, Phil, jy weet tog dat Leandra niks daarmee te doen gehad het nie. Ons weet dit nie, Lucia. Daar is baie dinge wat ons nie weet nie. Sy kyk lank na hom. Jy is reg, daar is dinge wat ons nie weet nie. Later groet Phil die sersant op die stoep en wanneer hy terugkom in die huis, is Lucia besig om die koppies in die kombuis te was. Hy bars uit. Ek my skoon geskaam vir Leandra. Magtig, sy hoef daarom nie so met die man te praat nie. Hy doen maar net sy werk. Lucia kyk na hom. Sy was ontsteld, Phil, jy besef dit tog seker. Phil val haar in die rede. In die begin toe jy gehoor het sy word ontslaan, het jy so te kere gegaan. Nou praat jy haar net goed. Lucia draai om na hom toe. Wag 'n bietjie, Phil. Jy was die een wat bekommerd oor haar kom ry hiernatoe was. Ek het haar nie geken nie. Jy was die een wat my gewaarsku het teen haar en gesê dat jy haar nie vertrou nie. En dit lyk asof jy haar nog steeds nie vertrou nie. Wat bedoel jy? Sy bly ruk stil. Dit was nie nodig om haar so te verneder voor die sersant nie. Goeie genigtig, Lucia, 'n man is vermoor. Moet mens nou stil bly oor die ware feite? As sy haar wil opruk omdat sy skuldig voel oor iets. Sy is nie skuldig nie, dis jy wat haar skuldig laat voel. Is dit die swangerskap wat jou hormone so ophol het? Jy klink nou al erger as jou ma. Hy bly skielik stil, want Mara kom opgewonde in met 'n paar winkelpakkies. Sy haal 'n klomp babaklere uit. Kyk net, Lucia, klein Abrahambie soos 'n prinsie lyk. Phil kyk haar aan. Abrahambie? Dis my enigste erfnaam. As daar ooit iets sal oorbly om te erf as Basontjie met die plaas klaar is. Moenie nog praat nie, good grief. Ek moet hom bel. Dis tyd dat jy 'n slag self gaan kyk wat daar aangaan, Mara. Lucia gaan sit skielik by die tafel en vryf voor haar rug. Mara kyk bekommerd na haar. Wat is dit, Lucia? Niks nie, ma. Ek voel net 'n bietjie moeg. Ek wou sê jy lyk bleek. Hoekom gaan lê jy nie 'n bietjie nie? Phil kyk Lucia agterna wanneer sy uitgaan. Weet jy wat met haar aan die gang is nie, sê Phil. Vandat sy swanger is, vlieg sy in my kop in oor alles. Mara fluister kliphard. Dis al hierdie stories oor die geraamte wat haar so ontstel. Sweetie sê Koster sê die skedel is ingeduik en daar's van die tande missing. Terrible. Ja, Mara, daai geraamte gaan nog lelik in iemand se kas begin ramel. Mara se oorrek. Good grief, Phil, dis verskriklik. Die polisie was klaar hier om Leandra te ondervra. Wat? Hoekom? Hulle gaan nie 'n steen ongeroer laat nie, Mara. Die klippe in die klein kloof het klaar begin praat. Mara se oorrek nog groter. Gilbert kyk geïrriteerd na sersant Tron wat by hom en Minette in die privaat kroeg sit. Ou baas Kaiman. Ek dink jy maak 'n fout. Ek kan glad nie onthou dat ek ooit 'n persoonlike gesprek met die siel gehad het nie. Volgens my inligting wou u hom hier omverwerk in die hotel te doen. En waar, as ek mag vra, kry u hierdie inligting? By iemand wat destyds in die hotel gewerk het, juffrou van Helberg. Gilbert lag sinies. Ag, luister sersant, ek dink dis uiters amusant. Minette laat die ys in haar glas vol vrugtesap klingel. Dis duidelik dat u nie die agtergrond ken nie. Juffrou van Helberg is 'n verbitterde wrak. Sy sal enigiets in haar vermoë doen om ons hele gesin te ondermyn. Sersant Tron kyk vraend van Minette na Gilbert. Dan is dit baie vreemd, want die hotel se foonnommer is op die liggaam gevind. Gilbert haal sy skouers op. Ag, dit sê eintlik minder as niks. Wanneer die sersant by die hotel uitstap, kyk Gilbert hom bekommerd agterna en skakel die soutmyn se nommer. So wat sê jy nou, Poppy? Vra hy ontsteld wanneer Leandra antwoord. Wat bedoel jy? Jy sit toe sommer die speerders op my. En ek hoor by hulle dat ek 'n afspraak met ou baas Kaiman gehad het. Hoekom klink jy so bekommerd? Ek weet nie wat in jou rooi kop broei nie, maar jy beter ophou met jou speletjies. Lyk my jy het 7 jaar in die tronk gebruik om 'n klomp kak uit te dink. Ek waarsku jou. Wat ek vergeet het om vir hulle te sê is dat jy gereeld vir ou baas verniet drank gegee het. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy het vergeet. Gesels met Faatjie Fortuin. Hy sal miskien onthou.
Sy gooi die foon neer en hy bly ontsteld staan. "Faitjie," roep hy terwyl hy die kroeg ingaan. "Faitjie?" Faitjie is besig om glase te bære en kyk vraend na die R200 noot wat Gilbert op die toonbank neerplak. "Nou luister nou goed, Faitjie. Jy weet niks van ou baas af nie. Jy het hom daai tyd nooit hier gesien nie. Jy het nie vir hom drank gegee nie. Jy weet fokol. Verstaan jy? Ek is dower as 'n donkie en blinder as 'n brommer," sê Faitjie gedwee. Rebecca was nog in die hospitaal en Jemina was 'n hele ruk uit die skool uit. Toe het Gerald haar gaan help om al haar goed by die skool te gaan haal. Hulle het dit in 'n bokse gepak. Daar was diep stilte in Jemina. Jemina kyk oor die personeel wat besig is om tee te drink. "Ek is hartseer," dink sy. "Ek is moeg en hartseer." Dan laat sy haar teelepel teen haar teekoppie klingel en almal kyk na haar. Sy kyk na Gerald wat eenkant sit. Hy knik vir haar. Haar stem klink afgemat. "Ek het 'n brief aan die departement gerig om my saak te verduidelik. Ek het ook gemeld dat ek die R12.000 aan die skool sal terugbetaal. Miskien was die hele kwessie 'n misverstand, miskien was dit nie. Maar ek besef dat daar 'n prys vir elke fout is wat mens maak. Ek wil liewer waardig hier weggaan as om onder 'n wolk van wantroue te bly. Daarom het ek reeds my bedanking ingedien. Vos sal tydelik die leiersels hier hou, totdat daar 'n finale beslissing oor die toekoms van die skool kom." Vanaf die hoopstuk veld agter die skool word die gebrom van stootskrapers hoorbaar. Die klank daarvan vul haar met die heimwee, sodat sy sukkel om weer haar stem te vind. Ek wil net sê dat die jare hier by Vlakte Vlei Primêr miskien die beste jare van my lewe was, al het ek dit nie werklik besef nie. Partykeer moet 'n mens deur 'n baie diep stryd gaan om te leer wat werklik belangrik is. Miskien moet mens iets verloor, om te besef hoe kosbaar dit is. Ek wil net vir julle almal dankie sê vir al julle harde werk, julle bystand, julle liefde. Sy kyk na Vos. En Vos, vir jou wil ek net 'n guns vra. Om in jou nuwe hoedanigheid asseblief nie jou sigaretstompies op die skoolgrond dood te trap nie. Sy kyk na hom en sien hoe hartseer sy glimlag lyk. Die juffrou het my nou so completely uitgebal dat sy my groot bek skoon choopstil is, sê hy in trane. Toe sit hy sy arms om haar lyf en haar vas. Sy en Gerald loop met die bokse oor die meentuis toe. Hulle praat nu. Hulle sit al die goed in die kombuis neer en skakel die ketel aan. Gerald gaan sit by die tafel met sy kop in sy hande. Sy maak tee in die wit teepot en skink die 2 koppies vol. Sy skuif sy koppie oor die tafel nader. "Ek sal nou meer tyd hê vir die gemeentewerk," sê sy uiteindelik. "Miskien was jou besluit te vinnig, Jamie." "Nee, dit was nie." "Ek weet dit was nie." Sy kyk hom lank aan. "Gerald?" Hy kyk na haar. "Het jy Rebecca lief?" Sy hand druk en tee stort oor die rand van sy koppie. Die enkele woord stort soos 'n brander oor haar. "Ja." Sy kyk na hom en voel nie kwaad nie. Nie jaloers nie, nie verbitterd nie. Niks nie. Net oneindig eensaam. "Dan moet jy haar neem, Gerald." "Dis nie wat ek wil hê nie, Jamie. Vlakte Vlei sal nie meer lank hier wees nie, wanneer alles verby ons almal nog moet weggaan. En dan is jy vry om te gaan. Ek en die kinders sal regkom." "Jamie, as dit nie vir haar was nie, het ek nie kinders vandag meer gehad nie. En omdat hulle vir my kosbaar is enige prys die moeite werd." Sy staan op en gaan kamer toe. Hy kom agter haar aan. "Jemina, ek is so jammer." Hy sit sy arms om haar lyf en hulle hou mekaar vas. Hulle staan in die kring van mekaar se arms en hulle huil. Op die dag wat Jemina by die skool bedank het ek ver geloop en die seevoëls het in my kop ingeraas. Ek wou na my Sweetie se kafee toe loop om vir Koster te gaan vertel dat Jemina klaar is by die skool. Maar ek kon nie, want ouma Mara was daar. Sy en my Sweetie het by die agterste tafel gesit en hulle het albei gesit en huil. Koster was besig om vir hulle koppies tee en melktert aan te dra. Ek het gesien dat daar fout is, en ek wou hom nie herinner nie. Ek het buite op die steppie vir hom gaan wag. Sweetie kyk met rooi oë na Mara wat vandag geen grimering aan het nie. Mara se oogies lyk klein en haar wange en haar lippe bleek. Sy het nie eens van haar uitrustings aan nie, ook nie juwele nie, net 'n navy sweatpak met platskoene. Soos of haar hele verhoog onder haar uitgeruk is. Ons het niks geslaap nie. Phil het eers 3 uur vannag van die hospitaal afgekom. Jette Mara. En toe sit ek en kyk na al die ou goedjies wat ek gekoop het, en die pink kousies wat Silly gebrei het. My hart is so seer, Sweetie. Lucia het gesmag na 'n ou kleintjie. Wat sê Phil? Nie veel nie. Hy het net gesê ek moet die baba goed bære, dat Lucia nie daarom vaskyk as sy kom nie. En dat hy in elk geval te oud is vir sulke spektakels soos doeke en dummies. En dis my so seer maak, Sweetie. Good grief. Wil jy nog 'n stukkie melktert hê?
Mara skud haar kop. Die dokter sê die kans is skraal dat sy weer sal verwag. Ek is self op my dag deur 4 miskrame. My ovaries was later so slap soos 'n slangvel, maar ek het aangehou totdat ek vir Luciakie gehad het. En nou? Ek weet nie wat ek vir Lucia kan sê nie. Sy stikkend sweetie. Ag, jette Mara, ek is so jammer. Dankie dat jy kom sê het. As ek laas nag gewis het wat aangaan. Was ek daar. Ek weet. Dankie, sweetie. Leandra sit by Lucia waar sy bleek in die bed lê. Wanneer Lucia begin praat is haar stem toonloos. Ek wou so graag 'n kind hê en ek het te laat besef dat Celie miskien die kind was wat ek nooit gehad het nie. In die begin toe ek hier gekom het, was ek opstandig, omdat die simpel kind al ewig om my is. Daar was tye wat ek haar verskreeu het, want ek wou haar nie in my lewe hê nie. Daar was genoeg probleme tussen my en Phil en ek het haar die skuld vir alles gegee. Sy steek haar hand na Leandra uit. Dit het my so lank geneem om te besef hoe baie liefde Celie het om te gee. Miskien is dit my straf. Miskien is ek nie werd om 'n kind te hê nie. Leandra skud haar kop. Nee, Lucia, nee. Jy mag nooit weer so dink nie. Jy het meer vir Celie beteken as enigiemand anders. Ek sal altyd daarvoor dankbaar wees. Voordat jy gekom het, het ek 'n plan gehad om Celie konstruktief by iets te betrek. Ek wou badsout begin verpak. Ek het alles daaroor opgelees, ek het 'n hele leer vol inligting. Watter soort sieve om te gebruik en die geurmiddels en die kleurstof. Die kaviaarkristalle aan die rand van die soutpan is die geskikte sout. Leandra kyk haar verras aan. Lucia, dis 'n perfekte plan. Lucia glimlag. Celie is baie kunstig en daar is 'n mark daarvoor. Dis presies wat Boeta nou die dag gesê het, dat hy wens Celie kan iets met haar hande doen. Ek het selfs daaraan gedink om Boeta te vra om 'n deel van sy stoor beskikbaar te stel vir die verpakking. Boeta sal te bly wees. Lucia se oë raak weer hartseer. Leandra, wanneer ek nie meer hier is nie, sal dit goed wees as jy vir Celie kan help om aan te gaan daarmee. Leandra kyk haar vraend aan. Waarheen gaan jy dan? Dit neem belangrik voordat sy woorde seer en rou uitkom. Ek wil nie meer by Phil bly nie. Bo in die koppe van die klein kloof het die rivier al groter geword. Party dae het die wind die gedreun van die bulldozers tot hier sag gewaai. Hulle het 'n pad daarbo gemaak. Hulle het site offices daarop gesit. Tappies het gesê hulle gaan 'n helske groot stuk rots uitskiet wat met Kaap toe gaan. Daar was weer lewe in die klein kloof, soos in die tyd van Hendrik Royal. Oom Bontie, Boeta en Celie ry met die blou bakkie verby die ou mirasie tot bo in die agterkloof. Samuel het vir oom Bontie gesê hy kan enige tyd kom kyk wat daar aangaan, en nou slaan hy sy hande saam vir die groot bedrywigheid op die perseel. Vragmotors en stootskrapers beweeg rond waar hulle verder aan besig is om 'n pad aan te lê. Maar hier waar hulle staan, is daar duidelike atmosfeer van groot afwagting. Al die aandag is op 'n massiewe hyskraan wat in posisie gestoot word. 'n Eind weg is Samuel by die mynkaptein wat besig is om gate in die rotse te boor, waar 'n groot granietblok uitgeskiet gaan word. Mario Martinelli, met 'n valhelm op en so waar in 'n swart pak klere en bont das, praat opgewonde met sy seun, Maurizio, wat 'n rukkie in die Kaap kom kuier het. Maurizio kyk belangstellend rond. Iemand gee vir oom Bontie en Boeta elke geel valhelm aan. Waar Celie? Vra Boeta. Maar sy het reeds haar eie koers gekies. Oom Bontie veer oor sy snor en aanskou die gedoente. Hy voel die weemoed in sy keel opstoot. Wat sou Hendrik Royal vandag gesê het? Celie se donker oë kyk stip en ver van waar sy aan die oorkant van die perseel op 'n hoë rots in haar eie wêreld sit. Wanneer die buskruit in die koppe ontplof en die egos van die brullende klank oor die kloof weer galm, soos lank gelede toe dieselfde klank haar wêreld laat kantel het, kyk sy skielik terug in die droom van die dag toe sy gaan stil staan het. Sy hardloop met jaande asemhuis toe. Sy kom uit asem op die werf by die hoenderhokkie aan. Sy sien hoe dat haar pa by die bakkie staan en kyk na die oom wat agter op die bakkie lê. Hy voel van die oom se kop. Hy vat 'n stuk lap en gemaak dit nat by die kraan. Die oom kom oorent in die bakkie. Lyk of hy deurmekaar is. Hy kyk rond en klim af. Hy bekruip haar pa en kry hom aan die keel beet. Hulle stry met mekaar en sy word bang. Sy weet nie wie die oom is nie, want hy draai nie om nie. Die oom kry 'n eysterstaaf beet en hy kap haar pa oor die kop. Daar kom bloed uit haar pa se kop. Die oom maak die deur van die stoorkamertjie langs die huis oop en hy sleep haar pa se slap liggaam daarin.
Sy hardloop vinnig nader en loer by die stowwerige venster van die stoorkamertjie in. Haar pa lê vol bloed in die skemer tussen die klomp gassilinders. Die oom is 'n donker skaduwee wat die gassilinder se kraan oopdraai. Hy neem 'n kan petrol en doop 'n rol tou daarin. Sy hardloop weg. Agter die geboue verby tot by die werksterrein waar 'n groot laaigraaf staan. Sy klim bo in die oop kajuit in. Sy sien haar ma wat oor die werf aankom met 'n kommetjie vol hoenderkos. Sy sien haar ma se sagte gesig voor haar. Sy wil haar roep, "Mam," maar daar kom nie 'n klank uit nie. Die oom gryp haar ma aan die keel vas. Sy hande wurg haar. Hy sleep haar ook by die stoorkamertjie in. Die vlam van die brandende tou wat oor die werf gespan is, kruip nader en nader. Die oom klim in die bakkie en jaag vinnig weg. Wanneer hy reeds ver weg is, brul die kloof soos 'n monster. Klippe skiet rond in die veld brand en stofwolke hang oor die hele werf. Sy lê op die grond. Sy weet nie hoe sy daar gekom het nie. Ma. Sy probeer haar ma roep, maar sy kan nie, want het word skielik donker. Silly sit stip voor haar en kyk. Dit voel vir haar asof sy nie weet uit watter droom sy pas gekom het nie. Dit voel vreemd en tog bekend. Dit is lank gelede, maar is nou. Sy maak haar rugsak oop en haal die mamma pop uit. Sy sit lank die mamma pop en kyk en bære dit dan weer. Mamma, ek wou roep, maar ek kon nie. My stem was weg, mamma. En ek weet nie wie die oom was nie, want hy het nie omgedraai nie. Daaronder op die terrein word die groot granietblok opgehuis. Daar is uitroepe van vreugde en die werkers klap hande. Boeta kom by haar aan. Waar sit jy, Silly? Sy kyk na hom asof sy hom baie lanklaas gesien het. Ek was nog die hele tyd hier, Boeta. Jare lank al, Boeta. Samuel neem foto's van die granietblok wat op die platbed gelaai is. Mario, in 'n feestelike stemming, maak 'n paar bottels champagne oop. Hy kyk op, staar verbaas en glimlag dan breed. Want daar oor die hoogte met die veldpad langs kom sy aangeloop met die rooi hare wat in die wind waai. Partner, roep hy opgewonde, maar Samuel is agter die lens doenig en hy kyk nie op nie. Sammy boy, a day like this wouldn't be perfect without Miss Dolorosa. Samuel frons en kyk, en wanneer hy haar sien aankom, prik die vreugde deur sy nat geswette lyf. Hy pluk sy valhelm af en sien hoe sy verwonderd rondkyk en hoe groen haar oë is. Miss Dolorosa, groet Mario haar gil. So happy to see you. So very, very happy. Sy glimlag. Hello Mario. We want you to bless the stone the Italian way. Sy kyk verraand na Samuel. In Italië is daar 'n ou gewoonte, sê hy doodernstig, dat die persoon na wie die graniet vernoem word, die blok bedoop. Na wie is die graniet vernoem? Na jou. Sy kyk hom verbaas aan. Dream Dolorosa, sê Mario plechtig. The color of your eyes. Green sorrow, remember? Samuel kyk haar glimlachend aan. So jy moet nou die blok optel en het soen, juffrou van Helleveeg. Met eens is sy so verleer dat sy nie weet waarom te kyk nie. Ek weet nie van die optel nie, maar kan daarom soen. Is jy seker, juffrou van Helleveeg, dat jy kan soen? Ja, sê sy met rooi vlamme op haar wange. Ek is bly om dit te hoor. Nou goed, wat jy moet doen is om 3 slukke champagne te drink en dan die blok graniet te soen. En dan moet jy die bottel op die blokstuk in kap. Ek kan bottel champagne stuk in kap, sê sy vir hom. Veral as dit Moet en Chandon is. Hy lag lekker hard. Goed, ek tel jou op die lorry. Sy warm arms is om haar en hy lig haar van die grond af op. Oomblikke is haar arms om sy nek. Hy sit haar op die platbed lorry se bak neer langs die reuse granietblok. Oom Bontie vry voor sy snor. Daar's 'n knop in sy keel. Jette, sê Boeta. En toe voel hy Silly se hand in syne. Kyk vir Sissy, lag Silly. Samuel bind 'n stewige tou rondom die nek van die bottel champagne en gee dit vir Leandra aan. 3 slukke. Sy drink 3 groot slukke. Soen nou. Sy soen die granietblok. Kap hom. Sy lig haar dun arm op, swaai die bottel aan die tou omhoog en kap dit dan met 'n kragtige haal teen die groot blok. Die bottel spat aan skerwe en die champagne loop bruisend oor die appelkooskleurige graniet. Almal klap hande en juig. On Dream Dolorosa, roep Mario luid met 'n glas champagne omhoog. En toe klim Samuel ook op die lorry. Hy slaan sy arm om Leandra se dunmiddel. Voordat sy weet wat gebeur, trek haar nader. Sy sterk arms is om haar nek. Hy buig af en soen haar op haar mond, daar op die platbed lorry, ten aanskoue van almal wat juig en hande klap, terwyl Mario die kamera laat flits. Die skok van sy aanraking laat haar kop duisel, terwyl haar rooi hare oor sy wang waai. Sjoe, sê Oom Bontie, dis nou vir jou 'n ding. Thank you, an excellent job, roep Mario opgewonde terwyl Samuel haar in sy arms oplig en haar van die lorry aftel.
My pleasure, Mario, sê sy yes met 'n kloppende hart. No, it was all my pleasure, sê Samuel en kyk ondeend na haar. Daar word nog champagne geskink en Mario lig sy glas. On a perfect crystalline texture, on a deposit that is not known to exist in Southern Africa or elsewhere in the world, on Dream Dolorosa. Hy kyk na Leandra, and on Miss Dolorosa. 'n Rukkie later staan Leandra by oom Bontie wat skoon aangedaan van die opwinding is. Leentjies, ek wens jou pa kom vandag hier wees om te sien hoe die plek lyk. Ek ook oom Bontie. Ek wonder daarom wat hy van die Italianer sou sê. Hy was kwaad vir die man oom Bontie, ek kan sommer net hoor hoe hy met ma praat. Vrou, die man is net 'n uitlandse windlawaai vol woorde met 'n wit pak aan. Hulle lag. Oom Bontie se gesig raak ernstig. En wat sou hy van Samuel gesê het, Leentjies? Vra hy sag. Sy kyk na Samuel waar hy by die lorry besig is om te kyk dat 'n seil oor die vrag gespan word. Sy word verleë en onthou al die dinge wat sy alself van hom gesê het. As hy die kans gehad het om hom beter te leer ken, oom Bontie, dan sy veronskielik, want 'n voertuig kom aangery. Dis Samuel se rooi Ford-bakkie en is Patty wat by die venster uithang. Wanneer oom Bontie weer sien, het Leandra onder sy oë verdwyn, sy skoonveld. Hy kyk rond en eers wanneer hy vir Patty sien stilhou, weet hy dat sy die pad gevat het. Samuel sien hoe sy haastig met die voetpad wegstap, haar rooi hare verdwyn agter 'n rots. Maurizio Martinelli maak die bakkie se deur vir Patty oop. Sy klim uit in 'n stywe wit langbroek en 'n swart toppie. Haar goue hoë hakke trap versigtig in die stof. Maurizio help haar ore klip. Sy kyk na hom, glimlag smeelend en skud haar blonde hare reg. Haar visier duidelik ingestel op die jong, aantreklike Italianer voor haar. Oom Bontie loop oor die terrein en kyk na die tydelike perseelkantoor, wat oornag opgeslaan is. Daar staan 'n tafel vol kaarte, dokumente en monsters van graniet. Hy tel een van die klippe op en bevoel dit in sy hande. Samuel staan skielik in die deur. My magtig Samuel, sê oom Bontie aangedaan. Dis 'n wonderlike ding wat hier gebeur. Hendrik van Helberg sou sy hande saamgeslaan het. Oom het hom goed geken. My lewe lank vir hom gewerk, by die soutmyn en toe kry hy mos die plan vir die quarry hier. Daar was vir jou 'n man wat nie skaam was vir werk nie. Maar nou ja, die klein kloof het hom klaargemaak. Samuel kyk hom met ernstige breinoë aan. Oom Bontie, hoekom dink almal dat hy so gesukkel het, dat hy bankrot gespeel het? Oom Bontie vryf voor sy stoppelbaard en sy gesig raak stil. Jy vra my 'n ding waaroor ek baie wonder, maar mense sal nooit weet nie. Die rekords in die boeke is met die ontploffing daarmee heen. Die ouditeure het nog nie die state opgetrek gehad nie. So by so was die besigheid maar 'n paar maande aan die gang. Kom sit, oom Bontie. Samuel trek vir hom 'n stoel uit en maak die klein yskassie oop. Water, oom Bontie? Ek het nou niks sterkers nie. Dankie, Samuel. Samuel gaan sit en maak die botteltjies water oop. Toe Western Mining die steengroef by Hendrik wou koop, het ek sy boeke gesien, oom Bontie. Ek onthou daar was 'n handgeskrewe staat wat hy self opgetrek het. Hy het groot hoeveelhede klip en grys aan die Dwarskopdam projek gelewer. Hy het nie gesukkel nie. Oom Bontie kyk versigtig na Samuel wat die botteltjie vir hom nader skuif. Jy sal nie omgee as ek 'n tertsie bygooi nie. Oom Bontie haal 'n half checkie uit sy baadjie se binnesak. Samuel glimlag. Maar dit maak dit sommer 2. Nou ja, sê oom Bontie en gooi met 'n groot versigtigheid vir hulle elkeen 'n doppie vol by die botteltjies se smalbekkies in. Hy neem 'n slukkie. Daar was 'n staat, sê jy. Hy het 'n afskrif daarvan vir my gegee, oom Bontie, om die waarheid te sê, dit mag nog iewers in die kantoor in die Kaap wees. Oom Bontie kyk hom ernstig aan. As daar so 'n staat bestaan, sal ek dit graag wil sien. Ek en Mario is môre op pad Kaap toe ek so 'n bietjie gaan kyk. Oom Bontie bly 'n lang ruk stil, diep in gedagte. Samuel, sê hy. Daar is dinge waaroor ek nooit praat nie, maar daar is 'n onreg gepleeg en dit skreeu teen hemele. Samuel kyk hom nadenkend aan. Koster was nogal aangedaan geweest toe hy met die dag kom vertel dat ou Mara vir hom en Miss Sweetie by die koffie kom groet het. Sy was op pad na haar plaas toe en van Tonner se vroue saam om oor die dinge van die misgeboorte te kom. Hy het vir ou Laas vir haar 'n koppie tee gemaak. Ek sal die grand ou lady met die horingdroë keel mis, het hy gesê. En die klere soos die queen. Good grief. Leandra staan op die stoep en kyk hoe Boeta en Celie die koffers in Mara se kar inlaai. Lucia praat sag langs haar. Ek gaan vir jou en Celie baie mis. Ons vir jou ook. Ek wens dat ek al die tyd saam met jou weer kan oorkry. Dan sou dit soveel anders wees. Sy sit vir haar arms rondom Leandra.
Phil dink dat ek vir 3 weke saam met ma plaas toe gaan om te gaan aansterk. Hy weet nie dat ek nie gaan terugkom nie. Is jy seker jy doen die regte ding? Hulle hoor hoe Phil in die gang praat. Moeder Mara, waar's jy? Julle moet nou wegkom. Ek kom, Phil, roep Mara. Ek sit net 'n bietjie lipstiek aan. Ek kan nie ry as ek nie reg is nie. Hoe lyk my serp? Mens weet nooit waar mens gaan uitklim nie. Rather safe than sorry, Abraham P. het altyd gesê. Lucia kyk dringend na Leandra en fluister haastig. Daar's dinge wat ek nooit vir jou kon sê nie. Ek sal vir jou skryf, sorg net dat Phil nie weet nie. Die motor trek weg. Leandra kyk die kar hartseer agterna. Mara se pink serp waai deur die venster en sy wyf met klinkelende armbande. Jy moet lekker ry, Tannie Mara. Tata, Tannie Lucia, roep Celie agterna. Toe kyk Boeta en Leandra verbaas na mekaar, want Celie het vergeet om te hakel. Rebecca het weer teruggegaan hotel toe, en Tommy het elke middag na skool by Gretel gebly om te skiller. Jemina was by die huis en sy het kerkwerk en besoeke gedoen. Daar was 'n sagtigheid op haar oë en meer as een keer het ek gesien hoe sy by die wasbak staan en bid terwyl sy skottelgoed was, sonder woorde, net die lippe wat roer. Koster het elke Sondag blomme op die ou baas se graf loop sit, lelies van die veld af, skilpadbessies, reënblommetjies en kleinruit. Want dit was Augustus en die veld het oopgebreek met blommetjies. Koster kom met sy kerkspak aangestap kerkhof toe, met 'n kookbottel vol water en 'n bossie blomme. Hy gaan buk by die hoopie klippe met die houtkruis boop en maak die leë blikkie vol water en sit die blomme in. Dan grawe hy in sy binnesak en haal 'n pakkie BB twak uit. Hy sit dit versigtig onder 'n klip neer. Hy sit 'n ruk doodstil en spreek dan vir ou baas met groot respek aan. Ou baas, ek bring vir jou ietsie. Jy weet, ou baas, ek sukkel ook maar, want met Rachel is dit nie altyd maklik nie. So jy moet net die sign gee. Hy kyk rond of niemand naby is nie en hy fluister dan verder. Ek meen nou maar net, ou baas, as daar nog iewerster van die diamante weggesteek is. Net soos die klein kloof ou baas se grap opgemerk het, net so het hy in daai tyd sy wyl begin oplig en sy geheime oopgemaak. Gilbert se gesig val wanneer Sergeant Ron en Constable Boy weer by die hotel opdaag. Kan ons 'n oomblik gesels? Dit moet nie lank wees nie, ek is baie besig. Ons het 'n nuwe getuie ondervra. Die persoon bevestig dat hy wel 'n afspraak met ou baas Kaiman gehad het. Kyk, Sergeant, ek sien honderde mense by hierdie hotel, gaan check die gasteboek. Ek is wragtig nie 'n komputer wat alles kan onthou nie. Maar u kan daarom seker onthou wanneer u ewige voordewisseling met iemand gehad het. Die getuie beweer dat u verwyle ou baas Kaiman by die agterdeur van die hotel uitgegooi het. Dat daar 'n worsteling was. Gilbert se gesig word rooi van woede. Hy vryf deur sy blonde hare. Wie is so kranksinnig om sulke twak te praat? Sergeant Ron meet hom ondersoekend. Die ooggetuie is Paulina Plaatjies, 'n skoonmaker. Sy was hier werksaam. Paulina Plaatjies? Ek neem aan dis vir juffrou van Helberg se skieklike stories. Leandra stap van die kantoor af oor die werfhuis toe. Sy sien Samuel se bakkie voor die bondhuis staan en wonder wat hy daar maak. Oomblikke lank is sy lus om soontoe te gaan, maar dan kom die silwer Porsche met 'n spoed by die hek ingery en stop langs haar. Gilbert klim uit. Kyk Poppy, nog een keer, as jy nog een keer jou speletjies met my wil speel, dan sorg ek dat jy weer agter tralies kom waar jy hoort. Verstaan jy my? Waarvan praat jy? Jy moenie jou vinger in my oog druk nie. Samuel verskyn op die stoep van die bondhuis en stap nader. Paulina Plaatjies, skreeu Gilbert. Jy het so waar in daardie bliksem se ou meid gatloop opkruip om my in die moeilikheid te bring. Hy gryp haar arm vas. Los my, ek het niks gedoen nie. Jou soort kry lekker om te lieg, né? Skielik is Samuel by hulle en hy pluk Gilbert hardhandig weg. Wat gaan nie aan? Is nie jou saak nie man, skreeu Gilbert. Doopspeel jy met jou klippe. Samuel se bloed is duidelik aan die kook. Jy moet liewer 'n slag jou woorde tel. Dreig jy my? Gilbert kry hom voor die borsbeet. Maar voor hy mooi weet wat aangaan, tref Samuel se vuis hom op die wang. Gilbert sien rooi. Hy stom vorentoe en pen vir Samuel met geweld in die voortpakkie vas. Jy is die een wat jou woorde moet tel. Jy is die een wat op die dag van die ontploffing in Kleinkloof was, right? Bertha van Helberg het my vertel dat jy daardie oggend daar was en daar koffie gedrink het en vir Hendrik Royal de moeren gemaak het. Samuel stam vir Gilbert weg en met hom beheer om die man nie weer te takel nie. Gilbert kyk smalend na Leandra. Ek sien die klipdokter het 'n helse hier meer. Tot enige ding in staat, né? Tot enige ding. Hy klim in die Porsche en klap die deur toe. Ek sal hom nie een donderse dag vertrou as ek jy was nie, rooi kop. En hy jaag weg oor die werf. Sy skrik vir die hand wat sag aan haar skouer raak. Dis Samuel. Is jy okay, jong? Sy kyk hom verward aan.
Leandra? Die seer en groen oë ontstel hom. Moet net nie vir my sê dat jy jou aan Gilbert se aantuiging steur nie. Sy praat sag. Jy het vir my gesê jy was 'n paar dae voor die ontploffing by my paal. Hoekom? Hoekom het jy nooit vir my gesê dat jy op daardie dag daar was nie? Sou dit enige verskil gemaak het? Trane loop oor haar wange. Ek weet nie. Ek wil net die waarheid weet. Ek wil nog altyd net die waarheid weet. Sy selfoon begin lui. Hy antwoord nie. Toe hy weer na haar kyk, blits haar oë met mening. Toe, antwoord. Seker Paddy wat jou soek. Sy loop vinnig stoep toe en hy hoor hoe dat die voordeur haar toeklap. Toe Samuel die aand buite die karavaan sit, tuur hy in die vuurtjie. Hy staan op en maak 'n bottel rooiwyn oop. Dis sy laaste aand voordat hy Vrydag vertrek. Môre moet hy deur gaan stad toe om dinge in die kantoor te gaan reël en vandaar is dit Italië vir 'n paar weke. Sy selfoon begin lui. Hy staan traag op om dit te kry. Dis Mario wat reeds in Italië geland het en die enige geesdrif is. Partner, colored granite is becoming a new trend. The market looks extremely positive, especially in Southeast Asia, which has become the growth center for both raw and processed granite products. When do I see you? I'll be in Florence by Sunday. Patty's coming along. Great partner, we can't wait to see her again. I'll be in touch with the flight details. Sammy boy? Mario? And how is Miss Dolorosa doing? Samuel Blair klonk stil. Don't even mention her. She's getting more and more complicated. Partner, I know. But on the other hand, you have never been the type to be interested in anything which is not extremely hard to come by. Samuel glimlag na die gesprek en skink sy glas weer vol. Hy kyk op wanneer 'n voertuig se ligte in die paadjie aankom. Dis Gilbert wat uitklim en behoedsaam na hom kyk. Ek voel soos 'n fool voor vanmiddag gou swaar. Kom sit Gilbert. Maar Gilbert bly staan. Dis Rooikop wat my buite myself dryf. Alles wat ek doen is verkeerd in haar oë en dis wat my so ontstel. Sy voel niks vir my nie. Hy kyk af voor die kloof tot haar waar vlakte vleis se dowwe liggies soos kersse in die donker flikker. Maar ek sal haar nog wys. Daaronder sal 'n plek verrys. My plek. Miljonair sal haar kom speel in die wêreld sal daarvan weet. Dan sal sy spyt wees. Samuel neem 'n glas en skink vir Gilbert rooiwyn in. Hy kyk lank na Gilbert se gesig wat in die lig van die vlamme verwronge lyk van emosies. Vlaktevlei, sê hy sag. Sê my Gilbert, het jy ooit enige ander opsies oorweeg? Moet jy in hemelsnaam nou ook nie daarmee begin nie. Ons is al deur genoeg donderse drama. Die gespys nou die aand die eetkamer se venster kom stikkend gooi. Wat hulle wil bereik, weet ek wragtig nie. Samuel kyk hom aan. Maar was vlaktevlei die enigste opsie? Julle het is in 'n stadium iets van Pelican bygenoem, as ek reg kan onthou. Ons het aanvanklik daaraan gedink, die munisipaliteit sou die grond goedkoop beskikbaar gestel het, maar 'n deel van die gebied is baie laag geleë en volgens Clive Morris sal die miljoene kos om die gebied droog te lê. Hoeveel? So wat 17 miljoen? Ek sien, sê Samuel. Buitendien is vlaktevlei net te seer hoog. Kyk hoe lyk die plek. Hoe gouer die uit die pad uitkom, hoe beter. Jou op 'n grootjie sal seker nog 'n paar trane in sy graf stort. So wat, jou bliksem. Samuel kyk peinsend in die vuur. Wanneer Leandra die volgende dag die pos gaan uithaal, is daar 'n brief van Lucia. Sy gaan sit op die muurtjie voor die poskantoor en skeer die brief oop. Liewe Leandra, ek dink elke dag aan jou en Silly. In hierdie tyd weet jy seker dat ek 'n skei saak teen Phil begin het. Na soveel jare is daar dinge wat my steeds pla. Ek het alle rede om te vermoed dat Phil, as eksekuteur van jou pa se boedel, nie reg opgetree het nie. Daar was 'n prokureur met die naam Kurt Kombrink, wat ek nie vertrou nie. Hy was met die saak gemoeid. Ek dink nie Phil het die volle koopsom van die soutmyn in die boedel inbetaal toe hy dit gekoop het nie. Daar is 'n leer in Phil se kantoor in die kluis. Die sleutel is in die boonste laai van sy bedkassie in ons kamer, met 'n rooi bandjie om. Wees net versigtig dat Phil jou nie sien nie. As ek weer bel, moenie van hierdie dinge praat nie, want Phil luister partykeer van die huis se foon af in. Sy staan in die slaapkamer en kyk na die bed waar Lucia so lank geslaap het. Wanneer sy die bedkassie se laai ooptrek, hoor sy die voordeur oopgaan. Sy was seker dat oom Phil op die panne is. Dit sy voetstappe wat in die gang opklink. Sy bly versteen staan wanneer Phil die kamer inkom. Soek jy iets? Hy vat sy sonbril van die bedkassie af. Sy gaan na Lucia se kas toe. Nee, is net dat Lucia gevra het dat ek nog van haar goedjies aanstuur. Jy stuur nie 'n enkele ding agter haar aan nie. As sy haar goed wil hê, kan sy dit kom haal. Sy loop by die kamer uit en voel haar bene bewe. Sy gaan kombuis toe en tap 'n glas vol water. Sy hoor hoe dat Phil by die voordeur uitgaan. Sy kyk uit en sien hoe hy met die bakkie wegtrek. Sy hardloop terug kamer toe.
klik die bedkassie se laai oop en soek tussen die pille en papiere rond. Sy kry die sleutel met die rooi bankie en hardloop tot in die studeerkamer. 'n Ruk later kom sy haastig by die Soutmyn se werkswinkel aan waar oom Bontie onder die oop kap van die jeep staan. Oom Bontie? Hy sien hoe oorspanne sy lyk. Sy hou 'n bruin papiersak na hom toe uit. Oom Bontie, praat sy vinnig. Dis die verkoopskontrak van die Soutmyn en my pa se testament en al die korrespondensie van die boedel. Hy kyk haar verstom aan. Wat? As ons wil weet ek het dit, dan hou by oom, asseblief. Ek kom na werk hoor. Sy prop die papiersak onder die engine kap in. Hy neem dit, stap hom na die jeep se deur en steek die papiersak onder die ou vloermandjie weg. Hy kyk op en sien hoe Leandra haastig by die fabriek inloop. En toe stop Phil langs hom met die bakkie. Hy duik onder die engine kap in. Phil klink haastig. Hoe ver is jy? Ek wil afpanne toe. Oom Bontie kom in doodsbenauwdheid oorent. Nee, dit smaak my nou, dis die shock absorbers, ek sal 'n nuwe oilfilter moet insit. Maar vanoggend het die jeep niks makkeer nie, dit was net die olie se aftap. Laat ek gou check. Hy stap om en wil inklim. Nee, keer oom Bontie. Die een plek is opgekondem. Vat maar liewer die bakkie. Phil kyk hom ontevrede aan en klim in die bakkie. Oom Bontie blaas sy asem uit soos een wat wil beswyk en vee die sweet van sy snor af. Daardie middag na werk sit Leandra en oom Bontie met koppe bymekaar om die kombuistafel in die bondhuis. Die ou noot van die bruinkevert lê gesaai oor die tafel. Oom Bontie frons en mymer. Die kom bring prokureurtjie. Leandra kyk hom angstig aan. Weet oom Bontie iets van hom af? Aunt Sweetie draai van die stoof af om waar sy besig is om viskoekies te bak. Ja, onthou Bontie? Hy en Phil het destyds bymekaar geboer. Ek onthou, sê oom Bontie. Ek het nie veel sinnigheid in die mannetjie gehad nie. Waar is hy nou? Vra Leandra. Hy was destyds by Meyer en Malherbe op Dwarsfontein, maar kort daarna is hy weg. Met 'n blink kar, voeg Aunt Sweetie vinnig by. Soms so skielik. As ek jy is, gaan praat ek met Meyer self. Hy is 'n wakker kerel. Leandra lyk onseker. Sê nou ons maak 'n fout. Nee, linkies, 'n fout is dit nie. Kom ek wys jou iets anders. Hy gaan al 'n pak papiere uit 'n laai en sit dit op die tafel neer. Dis die laaste en enigste rekord van jou pa se finansies. Dis die state wat jou pa vir Samuel gegee het. Waar kry oom Bontie dit? Samuel het dit gister hier aangebring, dit was in die Kaap in sy kantoor. Hy vryf vir sy snor. Linkies, jou pa was nie in die skuld nie. Hy was alles behalwe bankrot. Jy kan self sien. Leandra staar na die handgeskrewe folios. Haar pa se bekende skynshandskrif. Is dit hoekom Samuel gister hier was? Ja, die man is besig. Hy is op pad Italië toe. Sy kyk onseker na oom Bontie. Ek het uitgevind dat hy die dag van die ontploffing by my paal was. Hoekom het hy dit nie van my van die begin af gesê nie? Oom Bontie se stem klink skielik baie ferm. Linkies, nou luister jy 'n slag vir my en jy luister goed. As dit ek was, wat dood onskuldig by mense was en ek hoor later dat hulle dieselfde dag in 'n ontploffing dood is en daar 'n man geskiet en daar is juwele gesteel en daar is 'n hofsaak, dan roer ek nie my mond om iets te sê nie. Dan hol ek van hier af tot in die Hayahimas. Verstaan jy? Sy bly bedeesd stil. En sy het nog nooit van Bontie so kwaai gehoor nie. Eers na rukkie vra sy nuuskierig. Waar is die Hayahimas? Ver, sê oom Bontie. Moerengon ver. Hy voel Sweetie se vermaande oë op hom en mompel saggies. Iewers in die ooste. Hulle sit doodstil totdat Aunt Sweetie die viskoekies in die pan omdraai en die stilte breek. Celia is nog by Boeta by die stoor. Sy het hom gevra om vir haar 'n glaskassie te maak. Weet jy iets daarvan? 'n Glaskassie, vir ons Leandra. Waarvoor? Sy sê sy wil haar poppe daarin uitstal en dan moet dit teen die muur in Boeta se stoor opgesit word. Aunt Sweetie se oë skiet vol trane. Sy het vir Boeta gesê die poppe gaan nie meer praat nou dat sy groot geword het nie. Leandra kyk haar verstom aan. Sy het agtergekom dat sy al hoe minder hakel. Jette kind ons weet, partykeer praat sy langs en sonder om Bontie vryf lank oor sy snor. Dis van die dag af wat ons daar bo in die klein kloof by Samuel was, toe hy die granietblok laat uitskiet het, was hy helse ontploffing in die koppe. Dis doodstil. Elkeen sit met sy eie gedagtes. Die volgende dag sit Leandra gespanne in die kantoor van Meyer en Malherbe. Piet Meyer kyk aandagtig na die kontrakte en stukke korrespondensie wat Leandra voor hom neergesit het. Hy haal sy bril stadig af en kyk haar. Sy geweldige handtuiging wat jy maak, juffrou. Meneer Kombrink was een van ons gerespekteerde vennote. Ek weet nie hoe gerespekteerd hy was nie, meneer, al wat ek weet is dat geregtigheid moet geskied. Piet Meyer sug. Natuurlik. Ek het tyd nodig om deur die stukke te gaan. Ek sal dit voorlopig hier hou.
Jy kan afskrifte maak. Sy kyk hom dringend aan. Dis baie vertroulik, meneer. Ek woon by my oom. Ek moet dit voorlopig stil hou. Ek begryp dit. Hy trek die foon nader en skakel. Mevrou Botma, sal jy gou deurkom? 'n middeljarige vrou verskyn in die deur. Sy kyk nuuskierig na Leendra. Een stel afskrifte, mevrou, ons wag daarvoor. Anna Botma kom by die kopieermasjien en begin die blaaie sorteer. Sy bekyk een blad van naderby en staan botstil. Sy kyk haastig deur die hele pak goed. Haar lippe trek gespanne saam. Sy plaas die blaaie in die kopieermasjien en terwyl hulle een vir een deurglip, haal sy haar selfoon uit haar sak en druk haastige boodskap in. Kurt, wel vervul. Die Van Helberg meisie is hier met al die bewysstukke van destyds. Waar die hel het sy die goed uitgekrap? XX. Daai aand was die duiwel los in die huis van die Van Tonners op die Soutmyn. Later sou ons nie kon glo wat daar aan die gang was nie. Die aand besluit Leendra om 'n behoorlike ete met pudding te maak. Sy moet besig bly om die spanning wat in haar opbou te probeer verlig. Sy het al die papiere terug in die kluis gesit. Maar sy nou is nie in die regte volgorde nie. Sy nou 'n volk om iets agter. Sy steek die plaat met die frikadelle in die oond en haal Lucia se resepteboek uit vir die malvapudding. Daar's die hele tyd die onrus wat vreet. Hoekom was zo'n Phil vanmiddag so lank uit? Waar was hy? Waar was hy nou? Hy moes al aangekom het. Meel, botter, appelkoos, konfyt, eier. Nee, meneer Meyer het gelyk na die soort van mens wat wil help. Hy het geskokke gelyk, nie asof hy iets probeer wegsteek nie. En Ombonti het gesê hy is voeg kooksoda by, 'n koppie melk. Ombonti het gesê hy is 'n wakker kerel. Meng totdat dit glad is. Wat beteken dit as iemand 'n wakker kerel is? Kan enigiets beteken. Die voordeur gaan oop en sy hoor hoe dat Phil die sleutels op die tafel neersit. Hy kom nie kombuis toe nie. Hy loop studeerkamer toe. Hoekom kom hy nie kombuis toe nie? Hy kan tog hoor sy's daar. Waar is Silly? Meng totdat dit glad is. Is Silly in haar kamer? Meng totdat dit glad is. Phil staan skielik doodsbleek in die kombuisdeur. Sy skrik haar lam vir sy gesig. Smalend, uitdagend. Sy oë het 'n vreemde kyk wat sy nie ken nie. En toe? Hoekom is jy vanmiddag by die prokureur? Die verlammende skok laat haar hand aan die houtlepel vasklem. Dis my saak. O nee, dis my saak as jy in my privaat goed rondkrap. Wat soek jy nou eintlik? Sy kyk na hom en skielik word die vrese woede. Haar pa, haar ma, die bedrog, die leuns, die kamptige gesukkel met geld, terwyl hy die hele tyd gelieg het. Ek soek my ma se orrel. Die erfstuk wat verkoop is om my pa se sogenaamde skuld te dek. Sogenaamde skuld? Jy weet niks. Hy was vrotter as vrot. Sy staan vuur en regop voor hom. Nee, hy was nie. Ek het 'n bewys van my pa se bates in sy eie handskrif geskryf. Jy lieg. So het jy vir Lucia gelieg oor my. Dis jy wat haar van my af weggedryf het. Nou sit jy daar op die plaas met haar kop vol leuns. Jy weet nie hoe lief sy vir my was nie. Ek moes van donders beter geweet het as om jou in my huis in te vat. Dis nie oom se huis nie, dis myne. Dis hoekom oom nooit vir my 'n silwerkruis gekontak het nie. Hierdie woorde gaan jy nog berou. Ek sal sorg dat jy weer daar beland en dan kan jy sit. Nee, oom Phil, ek is nie die een wat gaan sit nie. Sy woede kook in sy oë wat haat uitstraal. Hy loop by haar verby, draai dan terug en die voldoende oomblik is sy arm in die wurggreep om haar keel. Silly staan skielik in die kombuisdeur. Haar swart oë staar na Leendra. Die oom gryp vir mamma om die keel en hy wurg haar. Die puddingbeslag val uit Leendra se hand en spat oor die kombuisvloer. Die kommetjie met die hoenderkos val uit mamma se hand. Phil draai om en sien vir Silly. Die oom draai om. Dis oom Phil. Die oom draai om. Dis oom Phil. Leendra staan vasgepen met Phil se arm om haar keel. Dis Silly se vreemde stem wat die greep laat verslap. Dis 'n onbekende Silly wat onbevreesd daar staan. Dis oom Phil wat vir pappa en mamma in die stoorkamer ingesleep het. Oom het die tou vol petrol gemaak en dit oor die werf gaan span en dit aan die brand gesit sodat alles kan ontplof. Jou klein moroon, wat weet jy? Hy los vir Leendra en gryp Silly se bos hare in sy hand vas. Leendra is skielik vry van sy greep. Sy gryp 'n warm ysterpan vol sampioene van die stoofplaat af en wanneer sy slaan, tref sy Phil se agterkop. Hy struikel en val. Sy skreeu, "Kom Silly!" Hulle hardloop uit die kombuis uit tot by die voordeur, oor die stoep tot op die werf. "Boeta!" gil Silly. Hulle is halfpad oor die werf wanneer Silly se voet swik. Sy val neer en bly sit soos een wat versteend is. Leendra se gil skeer oor die skemerwerf. "Kom Silly!" Maar Silly bly vreesbevange op haar knieë sit, terwyl Phil in 'n waansinnige vaart agter hulle aangestorm kom.
Die bondhuis se deur gaan oop en Boeta kom nader gehardloop. Dis Phil wat eerste by Celie is. Hy stamp vir Boeta weg. Hy pluk 'n pistool uit en druk dit teen Celie se kop. Bontie en Sweetie kom verskrik uit op die stoep. Vandag skiet ek julle almal vrek, skreeu Phil met 'n harde stem. Julle spil leenaars. Celie se oë blyk vol vrees. Boeta se groot lyf bewe van woede. Ek donder jou dood as Celie iets oorkom. Sy een sterk hand trek vir Celie op en stamp haar van Phil af weg. Sy ander hand omklem Phil se arm. Hy is baie langer as Phil en toe hy afkyk in sy gesig, sien hy die skrikwekkende moordlus in die man se koue oë. In die sekondes voor hy die skoot deur die skemer knal. Boeta gryp sy bebloede bors vas. Sy groot liggaam kantel vorentoe en hy stort neer. Ver weg hoor hy hoe sy maag gil en sy pa se stem baat breek. Boeta, ag Boeta. In die verslaanheid hoor niemand Phil se vlugtende voetstappe wat oor die werf weer klink en in die donker wegraak nie, want almal kniel by Boeta en Celie hou hom huilend vas. 'n Kwartier later is die werf in beroering van mense en rooi ligte en blou ligte. Die ambulans trek met loeiende sirenes weg. Die polisie ontplooi 'n soekspan om Phil op te spoor. Hulle sit in die wagkamer van die hospitaal op Dwarsmansdal, terwyl die nuus deur die strate van Soutmansdal en Vlaktevlei loop. Teen 10:00 kom Gerald, Killian en Jemina ook by die hospitaal aan. Koster en oom Keppie is saam met hulle. Hulle eet van die toebroodjies wat Jemina gebring het en drink van die koffie in die fles. Hulle sit by mekaar terwyl Gerald bid. Sweetie se vleesige lippe beweeg en haar groot lyf is koud. Net Koster het 'n baadjie om oor haar skouers te gooi. Hier saam is Sweetie. Hy sit sy arm om haar. Bontie se trane loop in sy stoppelbaard in. Wanneer Celie praat, luister hulle verwonderd. Want sy klink nie soos die Celie wat hulle ken nie. Toe maar Bontie, Boeta is baie sterk. Hy weet ek is lief vir hom en hy is hom op veg. Keppies kan nie help nie. Hy kyk kort na Leandra. Tja, dink hy. Die oë is die ene Henrik Royal. Hy wonder wat sy dink. Sy kyk na die lang, blink hospitaalgang. Die reuk van polituur neem haar tot in 1288, waar die geluide van staalhekke en slotte, wat sluit hard opklink saam met die stemme van bewaarders wie se rubbersole in die gang verby swish swish, terwyl die smal bed kraak en 4 strepe maanlig deur die tralies skyn en ergens in die nag hoor opskuif en haar in die donker hel van wraakgedagtes en haat los. Gilbert en Minette. Hoe dikwels het haar gedagtes hulle nie verwrig nie. Hoe dikwels het die groot Gilbert nie dodelik gewond nie. Die skoot Gilbert gewond nie. Hoe dikwels het sy hulle nie oor die rand van die afgrond by die steengroef gestoot en hulle onhaardse gille oor wegsterf nie. Om keer op keer, eintlik net haarself te vergrys. Sy kyk op in vader Gerald se oë. Die skepping juig oor jou vryheid, het hy daar die eerste dag gesê, en sy het nie vry gevoel nie. Maar nou en hier, met die gesigte van die mense wat sy lief het rondom haar, voel sy die warm geborgenheid aan. Hulle het my help soek, hulle het my help vind, dink sy met vertedering. Sy hoor haar pa se dik stem in die kliphuis in die klein kloof, met sy groot hande wat die groot boek vashou. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie, en vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Die verlede kan jou nie meer skaad nie, want dit is vir altyd verby. Sy gooi die grys kombers van die smal bed af, en sy stap uit 1288 uit, af van die lang blik gepoleerde gang na die oop hek, vir vryheid wat buite wag. Eers na middernag kom die boodskap dat Boeta buite gevaar is. Die koel wat sy hart raak langs gemis het, is uit sy ribbekas verwyder. Celie spring op van vreugde. Sy word toegelaat om haar geliefde Boeta 'n paar minute lank te sien. Toe die son die volgende oggend oor die wit hemel breek en die strale die soutkristalle soos diamante laat blink, is daar 'n bloedrooi kool in die middel van die panne. Vol van donder het in 'n eensame hoopie daar gelê, met die pistool in sy hand. Mevrou van Donder en ou Mara het vir die begrafnis van die plaas afgekom. Die diens was in Dwarsmansdal se kerk gewees, en daar was nie baie mense nie, het my Sweetie gesê. Ou Mara is na 'n week weer terug, maar mevrou van Donder het nog eers op die soutmyn agtergebly. Rachel van Koster het vertel dat daar agter in Boeta se storie 'n hele nuwe besigheid begin het. Rachel het gesê Boeta het lang tafels daar so ingesit, en daar was siwe en houers en hulle het pink en blou en geel badsout gemaak. Dit was Celie se besigheid en mevrou van Donner het haar gehelp om alles aan die gang te kry. Rachel het ook gesê dat Celie aan die regkom was, want sy was nie meer so snaaks by die kop nie. Die geur van roosmaryn en lavendel hang in Boeta se stoor.
Hier waar Lucia by die groot vlekvrye staalhouer staan en badsout sif. Sedert Phil se dood gaan haar gedagtes gedurig terug en probeer sy om die 4 jaar saam met hom tot in die fynste detail te ontrafel. Sy dink aan die dag toe Phil haar na Soutmansdal toe gebring het aan sy bruid, as sy bruid. 'n Nuwe lewe sou vir haar begin, 'n lewe met nuwe drome, weg van die Karoo af, weg van die plaas af. Hoe min het sy geweet wat 'n soort nuwe lewe dit sou wees, wonder sy nou. Hoe min het sy geweet hoeveel sakke sout geraap sy moes word om tot by vandag te kom. Wanneer het sy bewus geword van die krake in Phil se persoonlikheid? Sy kan nie onthou nie. Dit geleidelik deur geskemer in oomblikke van sy verbitterde woede teenoor mense, teenoor Silly, Hendrik, Bertha en die susterkind wat in die gevangenis was. Miskien was dit haar vroulike instink wat haar graande weg laat besef het dat daar 'n geheim was wat hy met sy lewe sou beskerm. Toe sy eendag afkom op die spuldokumente in die kluis, die klinkklare bewys van haar vermoedens oor bedrog, het sy geweet dat haar lewe nooit weer dieselfde sou wees nie. Het sy toe geweet dat daar nie net bedrog was nie, maar ook moord? Sou die onrus van die waarheid haar nou banger gemaak het? Sy het besluit om nooit daaroor te praat nie. Tot daardie sondagoggend toe Leendra opgedaag het. Sy onthou nou die ontstellende eerlike blik in daardie groen oë. Hierdie meisie sal aanhou stelf tot sy die waarheid weet, het sy dadelik besef. Sy was reg. Sy skep 'n handvol gegeurde badsout op en laat dit in gedagte deur haar vingers gly. Hoe vinnig het Phil se uurglas nie leeg geloop nie. En tog, ten spyte van alles, was die lewe hier op die soutmyn goed ook. Sy begin die pink badsout met 'n trechter in die glashouer skiet. Dis goed om besig te wees. Dis goed om hier te wees. Hier waar Silly se genesing dag vir dag 'n werklikheid word. Nie net Silly se nie, myne ook, dink sy wrang. Sy kyk na Silly wat by die tafel langs hom besig is om fyn organza strikkies kunstig om die glashouers te bind en etikette op te plak. Cecile se badsout. Dit was reeds maande gelede haar droom vir Silly en nou kan sy nie glo hoe vinnig dinge aan die vorder is nie. Boeta, wat aan die voorkant van die stoor besig is om te swys, kom nader. Hy kyk waarderend na Silly. Is daarom regtig baie mooi, Silly? Hy steek sy hand uit na die flesie waarmee sy besig is. Lucia hou hulle met deernis dop. Moenie vat nie, Boeta, jou hande is vuil. Ons kan nog flesies order as dit nodig is. Ons het eers genoeg, onthou Boeta, ons gaan klein begin. Ek weet, Silly. Wil jy 'n bietjie koffie hê? Dankie, Silly, daar is nog van ma se beskuit ook. Lucia kyk op teen die muur na die glaskassie waar die lap-op mense in 'n ry uitgestal sit. Sy het al so baie na hulle gekyk. Hulle wat daar so roerloos agter die glas sit. Elkeen met sy storie. Bertha met haar kraaloogies en bruin hare. Hendrik met sy rooi wolbaard, Phil met sy groot gesig en sy dubbele ken. Sy staar na hom. Phil, op my manier was ek tog lief vir jou. Daar was tog goeie tye ook. Daar was jy wat my hierheen gebring het, na die soutpanne toe. En miskien sal ek nog lank hier bly. Party vlaktevleiers het gehoor dat hulle huise in Dwarsvansdal gekry het. Hulle het begin te klaarmaak om te gaan. Op die site aan die agterkant van die skool het die reddinghuise 'n houthokkie vir 'n offies opgesit met posters van die nuwe resort. En hulle het rye en rye vlaggies ook opgesit. Maar die kinders het die vlaggies afgepluk en by hulle se huise loop ophang. En 2 dae later is die houthokkie afgebrand tot op die grond. Almal het gedink dis Vos Philander se werk, want Vos het nog steeds meetings by sy huis gehou. Nee, ons het nie geweet wat vir vlaktevlei wag nie. Maar wat vir my belangrik was dat Gerald uit die skemer te weer in die ligging gekom het. So asof die bose gewyk het. En my hart was bitterlik bly gewees. Gerald Killian staan op die stoep. Oorkant by die groen hokkie sien hy hoe die deur oopgaan en Rebecca uitkom. Sy wyf vir hom. Hy lig sy hand en wyf terug. Hy sien haar wegstap in haar swart en wit hoteluniform. Die vorige middag het hy haar naby Gretel se huis raak geloop. Sy was op pad om vir Tommy te gaan haal. Hy kon nie help nie. Hy moes weet. Jou oor Johnny besluit? Sy het hom staan gekyk. Ek werk nog net my notas maand uit. Sy seker jy doen die regte ding. Haar brein oë het ver oor die see gaan draai voordat sy aan hom gekyk het. Ek het baie gedink, Gerald. Ek ken Johnny en Tommy as 'n gesin. Ons hoort by mekaar. Al was dit nooit maklik nie. Dit is belangrik om dinge te maak werk. Ek sal weer probeer. Sy het 'n ruk stil gebly. 'n Mens se gesin is eintlik al wat mens het. Wat sê Gretel? Tommy gaan by haar bly tot die einde van die jaar. En toe het sy haar hand na hom uitgesteek en aan sy arm geraak. Haar stem was dringend. Gerald, dit wat tussen ons was, tussen my en jou, was maar 'n oomblik van dwaasheid langs die pad van ons lewe. Daar kon niks van kom nie. Ek het vir Johnny en jy het vir Jemina. En mag God ons help om nie koers te verloor nie. Jy is 'n baie spesiale mens, Rebecca. Jy ook, Gerald. Jy is 'n herder, 'n ware een.
Sy het omgedraai en geloop, en hy het ver langs die see met sy verkyker gaan stap. Later gaan sit en na die flaminke by die vlei lande gekyk. Haar woorde het kort deur sy kop weer klink. Jy's herder. Wat 'n soort onheilige herder was ek tog vir haar. Een wat haar wou verlei. Julle is 'n gesin, jy en Jemina, het sy gesê. En hy het Jemina sy hartseer gesig voor hom gesien. Jamie, wat haar werk verloor het en op 'n manier vir hom ook. Daar op die strand, tussen die rotse, het hy op sy knie gaan staan. Here, het hy hard en dringend uitgeroep. Ek het swaar gesondig. Moenie so ver van my af wegstaan nie. Raak met my jou hand aan. Neem my ellende van my weg en vergewe my. Vee Jemina se trane van haar gesig af. Want sy het dit swaar. En bring vir Denver en Dougie terug na my vader skoot toe. Want my sonde het my ver van my kinders af laat weggedrywe. En ver van my gemeente af. My taal het meer net lippetaal geword. Maar my hart het 'n ander dingetjie gesing. Vat my Here, soos ek is. Dat ek weer die kind kan wees en help my om in u naam op te staan. En aan u wet gehoorsaam te wees. Sodat ek van die liefde kan getuig oor die lengte en breedte van Vlaktevlei. Toe hy daar van sy knie af opstaan, het daar van die flaminke aan die oorkant by die vlei lande grasieus opgestyg. Hulle pink weer kaatsings soos in die water, en dit was 'n pragtige gesig. 'n Refrein het deur sy kop gegaan. Die hele skepping juig oor jou vryheid. Hy kon nie onthou waar hy dit gehoor het of wie dit ooit gesê het nie, maar hy het geweet dat hy vry was. Daar was geen pad terug na Rebecca toe nie. En nou staan hy hier op die stoep waar hy vir haar gewyf het. Hy sien haar wegstap oor die meent, af van die stofstraat totdat haar klein figuurtjie in die skemer verdwyn. 'n Mensegesin is eintlik al wat jy het. Dis wat sy gesê het. Dis al wat ek het, dink hy nou. En hulle was nog altyd hier. Al was ek ver weg. Al het ek op die jetty gaan Sondag. Hulle was hier en hulle het my nodig. Hy loop haastig terug in die huis en kry vir Jemina in die kombuis voor die stoof, waar sy besig is om vis te bak. Hy sien nie sy pa wat daar in die hoekie op sy bankie by die radio sit en besig is om bok met sy knipmes te skil nie. Hy gaan staan agter Jemina en sit sy arms om haar lyf. Sy hande rus op haar borste. Jamie, sê hy, ek wil altyd by jou bly. Al verdwyn die maan oor die see en al verbrand die vis in die pan. Ag Gerald, die vis sal nie verbrand nie. Sy draai haar om met vispan en al. Ek bedoel dit, Jamie, sê hy en sy sien die erns in sy oë. Al gaan Vlaktevlei ook tot niet, ek wil hier wees by jou. Vir altyd. Hy soen haar daar voor die stoof. Oom Keppie sit hulle oop mond en aangaap soos 'n vis in die water. En sny 'n keep in sy vingers soos wat hy kyk. Tja, sê hy en lek die bloed af. 'n Vrolike deentjie begin oor die radio speel. Hy draai dit 'n bietjie harder en toe gebeur 'n snaakse ding reg onder sy twee oë. Gerald vat vir Jemina om haar lyf en hy dans met haar. Hulle dans al om die tafel. Hulle trap op mekaar se tone en hulle lag klaphard. Jy dans vrot vir 'n pastoor, roep sy uit, en jy vir 'n juffrou. Denver en Dougie hoor die gelag en hulle kom kyk. Dada dans, roep Denver. Ek moet vir Dada 'n paar steps wys, roep Dougie. Nou toe, roep Gerald en hulle slaan arms om die lywe en dans al vier saam. Om Keppie stuk sy tone op die maat van die musiek. Vat hom, skree hy. Toe spring hy op en trek die pan met die verbrande vis van die stoofplaat af. Maar daai aand het daar 'n ding gebeur wat ons almal se lewe sou verander. Vlaktevlei sou nooit weer dieselfde wees nie. Daar's musiek op die hotel se stoep waar die Redlinghuisgesin vleis braai om Rudy se verjaarsdag te vier. Soos altyd het Rudy verkies om die aantal klein te hou en hulle het net 'n paar vriende genooi. Mario Martinelli, wat vroeër van Italië afgekom het vir besigheid, is ook daar. Minette het half teen haar sin op Rudy se aandrang vir Gretel gebel om oor te kom. Hulle het vooraf besluit om liewer nie 'n woord oor Vlaktevlei te rep nie. Vreemd genoeg sou Vlaktevlei juis daardie aand die brandpunt van nuus word. Wanneer Rudy vir Gretel aan Mario voorstel, begin die twee dadelik gesels asof hulle mekaar jare ken. Die Italiaaner is duidelik so beïndruk met haar onopgesmukte skoonheid dat hy oorloop van Italiaanse charme. Rudy kry geen kans om met haar te praat soos hy gehoop het nie. Of om behoorlik dankie te sê vir die geraamde prent van die koekemakranke wat sy uiteindelik saamgebring het nie. 'n Vredesoffer? Wou hy vra. Maar het homself bedwing en die dag onthou toe sy by die hotel uitgestorm het met die prent onder haar arm. Hy beweeg weg met sy drankie en staan 'n oomblik alleen met sy rug teen die stoeptralies. Laas wat hy nog vir Gretel gesien het,
Was die aand met die skool se rebelse vergadering toe sy die wond in der shirts versorg het. Hy kyk na haar waar sy vrolik met Mario gesels. Hoe graag sou hy weer daar in haar knus skuiling bekom. Dan sien hy Rebecca uitkom met die kreefkelkies en loop nader aan die skinkbord by haar te neem. Dit sou 'n oomblik word wat later oor en oor in sy kop sou draai. Elke besonderheid daarvan. Die keurige kreefkelkies op die skinkbord, die servette, die virkies, Rebecca wat die skinkbord vir hom uithou. Later sou hy nie kon onthou dat hy ooit die skoot gehoor het nie. Die skoot wat vir hom bedoel was. Al wat hy kon onthou, was die kreefkelkies wat oor die teels van die stoep spat en haar liggaam wat voor sy geskokte oë neersuig. Stemme het geroep en mense het beweeg. Gilbert het die trappe afgestorm en agter die haastige vlugtende voetstappe aangeskreeu. Op die onderste trappie het 'n vergrote koerantfoto van Rudy se gesig gelê met die rooi letters behoor. Vlaktevlei moet lê. Vince Makuba en nog 3 verdagtes is 2 dae later in hegtenis geneem. Rebecca se begrafnis was die grootste begrafnis wat Vlaktevlei nog ooit beleef het. Hoe mense het uit die Kaap uitgekom, politieke mense in die koerante en die mense van die munisipale. Die redelinghuise was ook daar, maar nie Patty nie, want sy was nog in die ander land. Saam met hulle was die Italianer wat die klipman se vernoot was. Die meent was uitgepak met ekstra stoele en hulle het loudspeakers aangelê. Van vroeg daai oggend af was die polisie ook wat patrollie gedoen het. Hulle was bang vir opstokers. Rondom die groen hokkie was blomme en kranse en kaartjies uitgepak. Net soos met Rebecca, sy bydiens was Tommy se skillery van sy ma. Weer voor in die kerk met kerse. Koster het die kerkklok 11 uur gelei. Dit was 'n mooi dag en die see was plat. Toe Gerald op die preekstoel staan, het ek vir die Here God gebid om vir hom te help, want my seun was daai dag bitterlik bedroef. Maar wat hy begin te praat, weet ek sy lippe is gesalf. Sy boodskap van daai dag het ver uitgegaan. Ver verby Vlaktevlei. Hy het die mense van Vlaktevlei gesmeek om nie hulle harte te verhard nie. Hy het vir die mense gesê dat God nie foute maak nie en dat Rebecca se dood ook nie 'n fout was nie. Want met haar dood toets hy ons om te sien of ons kan vergewe en kan lief hê, soos ware manne en vroue van sout. Soos Rebecca wat in die see gespring het om haar lewe te waag vir 'n ander man se kinders. Hy toets ons om te kyk of die liefde in ons harte sal seëvier. Selfs al word Vlaktevlei platgevee. Selfs al val ons kerk se mure. Gerald sluk swaar. Hy kyk opsoekend na Jemina aan die derde bank. Sy knik vir hom en haar oë straal krag uit. Nogtans wil sy stem breek. Selfs al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek geloof hê, sodat ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Toe Rebecca se wit kus uit die kerk uitgedra word, was Hendrik Royal se dogter voor die orgel met haar rooi hare, wat oor haar skouers hang en 'n paar groen oorbelletjies. Uit daai ou orgeltjie het sy klanke laat kom soos wat ons nog nooit gehoor het nie. Dit het ons harte omgryp en Gerald het haar die hele tyd stil aangekyk. Die musiek het oor die loudspeakers gerol, oor die meent, oor die stofstrate van Vlaktevlei. Ons het gehuil. Rudy Redlinghuis het sy kop laat sak en sy vrou het haar oë toegemaak. Haar lippe het gebewe. Die seun, Gilbert, het oor sy rooi oë gevee met die agterkant van sy hand. En so het ons vir Rebecca Cupido daai dag gaan inspit in Vlaktevlei se kerkhof, sonder dat Johnny geweet het, want ons kon hom nêrens in die hande kry nie. In die vierkant van die skool was daar lang tafels gewees. Daar was baie kosse en daar was koek ook. Almal kon eet en drink. Daar was emmers en emmers vol veldblomme en lelies wat Gretel daar kom neersit het. Dit is so 'n groot fees gelyk. Die Redlinghuis het ook daar toe gestaan en drink en ek het gewonder wat hulle eintlik dink. Meneer Redlinghuis staan een kant met haar koppie tee. Waar is Rudy? Hy het haar beloof dat hulle nie lank hoef te bly nie. Haar oë soek om tussen die klompe mense en sy sien dat hy met Clive Morris staan en gesels. Sy is uitgelewer aan die gasvryheid van die Vlaktevleiers. Middag, mevrou Redlinghuis, kan ek vir mevrou 'n stoel bring? Het mevrou al 'n koppietjie tee gehad? Wat van ietsie om te eet? 'n Skoutjie, mevrou? Hulle welwillendheid loop oor in hulle vriendelike oë en dit vul haar met gemengde emosies. Wanneer laas was sy hier? Seker 2 of 3 jaar gelede met 'n skoolfunksie. Sy het soos die mense lyk wat nou huise op Dwarsmansdal soek. Sy sien vir Gretel wat met die teeskinkery help, en nou eers vir Tommy 'n paar skons met room en konfyt in 'n bordjie pak. Sy sien hoe Mario by Gretel aansluit en haar gil op albei wange soen. Sy hoor Gretel se lagende stem.
Mario, meet my new little boy, Tommy Cupido. Sy sien hoe Mario afpik by die seentjie. Die koppie streel en dan aan een van die rooms konsproe. Very, very good. En sy sien hoe Tommy met sy groot brein oë opkyk na Mario en glimlag. Minette kyk weg. Sy haal haar sonbril uit haar hand, sak en sit dit op haar oë wat brand. In die afgelope dae en nagte was die beeld van Rebecca wat in die hoopie op die hotelstoep lê, telkens in haar kop. Dit moes Rudy gewees het wat daar lê. Sy nou, dit was hy. Maar dit was nie. Dit was die mooi, jong, minsame vrou met die sagte stem. Die vrou wat die bloedgeld vir die vlaktevlei betaal het. Die vrou wie se kind nou uitgelewer is aan Gretel se sorg. Wat het Gerald Killian gesê? Al soek ek die tale van mense en engele spreek en ek nie die liefde nie. Wanneer sy opkyk, beweeg Leendra van Helberg verby haar. Oomblikke lank is hulle naby mekaar. Hulle ontmoet. Middag mevrou. Minette haal haar sonbril af. Hallo Leendra. Nog 'n koppie tee? Nee, dankie. Die woorde wat uit Minette se mond kom is so onverwag dat sy self nie kan glo sy sê dit nie. Ek het nie geweet jy speel orgel nie. Dit was baie mooi. Dankie mevrou. Die wye mond glimlag en die skraal hand neem haar leë teekoppies, soos in 'n tyd lank gelede. Minette kyk haar agterna. En het ek nie die liefde nie, dan het ek nie 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Sy is dankbaar toe sy Rudy sien naderkom. Sal ons gaan? Ons is saam met Mario gery, onthou? Hy gaan nie gou kom nie. Kom ons stap. Sy hak by hom in. Hulle stap, deur vlaktevlei se stofstrate waar wasgoed aan die heininge hang en waar the West Coast Holiday Resort se gekleurde vlaggies ewe vrolik by partyhuisies wapper en waar plakate teen die bloekombome 'n lang storie vertel. Save the Happy Valley. Vlaktevlei bo, vlaktevlei moet bly. Wanneer die hotel in sig kom aan die oorkant van die groot pad, slaan Rudy sy arm om Minette se skouers. Dit voel nogal ver. Dit is ver, dink sy. Dit is 'n reis van een wêreld na 'n ander. Wanneer Leendra wegstap oor die meent, hoor sy die bekende stem agter haar. Miss Dolorosa, Mario, your music touched the hearts and the souls of these broken people, and mine too. Thank you, Mario. I heard the tragic news about your uncle. I'm very sorry, my dear. Sy knik en skik om en kyk om dan dring het aan. How is Samuel? Very good. He's in the East Asia now to explore the granite export market. And Patty? Patricia? She's in Florence, madly in love, engaged. You know how these young people are. They get stupid when they fall in love. Sy voel asof 'n roukreet in haar binneste opstoot. Sy probeer braaf glimlag. Hy praat nog, maar sy hoor geen woord verder nie. I have to go, maak sy haastig verskoning. Sy loop huis toe en die pad voel baie lank. Vol gedagtes wat sy nie kan wegdink nie. Al wil sy. Samuel se arms om haar nek, toe sy daar op die platbed lorry in die kloof gestaan het. Die onbeskaamdheid van seisoen voor al die mense. Die brein oë wat spottend na haar kyk. Wanneer sy op die werf kom, sien sy oom Bontie in sy begrafnispak op die stoep van die bondhuis sit. Sy loop na hom toe en gaan sit woordeloos langs hom. Eers na haar kyk hy na haar. Jy is baie bleek, lintjies. Voel jy sleg? Ja, oom Bontie. Hoekom gaan lê jy dan nie 'n bietjie nie? Dit was lang oggend. Hierdie hele ding omvat aan ons almal. Pragtig, as die redlinghuise se oë nie nou begin opgaan nie, sal hy seker vir ewig blind bly. Hy sien dit sy huil. Sy snyf en haal sakdoek uit. Sy pak sy sak uit. Hy gee dit vir haar. Dankie. Sy vee haar trane af en kyk met rooi oë na hom. Oom Bontie, Samuel en Patty is verloof. Wat? Hulle het in Italië verloof geraak. Hy frons. En hy glimlag. Maar lintjies, hoekom huil jy? Hoe kan oom Bontie vra hoekom huil ek? Mense huil net as mense hartseer is, lintjies. Nou vra ek vir jou of jou hartseer is. Sy huil al harder. Hy sit sy arm om haar skouer. Is jou hartseer? Oom Bontie hou vir hom sommer dom. Hy grinnik. En dan lag oom Bontie ook nog. Sy staan op en wil loop. Ek het gedoog oom Bontie is al een wat vir my sal verstaan. Nou lag hom vir my. Ek lag nie, lintjies. Hy vryf voor sy snor en kyk haar aan. Ek lag nie vir jou nie. Ek lag sommer oor ek bly is dat jy huil. Haar groen oë blits met eens. Ons is bly dat ek huil. Dat jy oor Samuel huil, ja, want ek wag al lank al vir hierdie dag. En nou het ek als gehoor oom Bontie. Nee, jy het nie, lintjies. Samuel het vanoggend gebel. Hy wou weet hoe dit met almal gaan. Met Lucia en Celie en almal, met jou ook. Hy kom een van die dae terug. En dan hang hy bloody Patty aan hom met 'n ring aan die vinger. Dis nie Samuel se ring nie, lintjies. Sy staar hom aan. Dis die Italianer se seun, Maurizio se ring.
Sy sien hoe haar gesig verander. Hy sien hoe haar gesig verander. Hoe die gloed van vreugde haar groen oë aanraak. Daai middag het die Italianer met sy grand pak klere deur Vlaktevlei se strate geloop en kiekies gevat. Die kamera het heeltyd geklik. Die kerk, die skool, die huise, die see en die jetty. Party van die kinders moes ook pause. Wanneer Mario by die ou kliphuis met die groen deure langs die see kom, gaan staan hy stil. Der Schütz, lees hy. Gretel het hom vir koffie genooi, maar nou is hy so oorweldig deur die plek dat hy begin foto's neem en vergeet om te klop. Die voordeur gaan oop en daar staan Gretel in 'n lang oranje romp en bruin sandale met haar blonde hare op haar kop vasgemaak. "Guten Tag, Mario," groet sy lachend. Soos elke keer wanneer hy haar sien, spring sy hart van blydskap in sy bors rond. "Gretel, piace volamente." Hy slaan sy hande saam wanneer hy die kleurryke ateljee binne stap. Dit ruik na vars gemaalde koffie. Hy sien vir Tommy wat haar doodstil in sy hoekie, kwas in die hand voor 'n esel staan en bote skilder. Hy staan verstom voor die volwasse impressionistiese aanslag van kwashale wat gemaaklik oor die doek vloei. "One of these days, Tommy," sê hy aangedaan, "we'll take you to the beautiful city of Rome so you can see the artworks of the great masters. Would you like that?" Tommy kyk onseker na Gretel, wat vir hom knik en dan kyk hy na Mario. "Ja, yes, uncle," sê hy bedeesd. Dis 3 ure later wanneer Mario Martinelli daar by Der Schütz uitstap met 3 skilderye van Tommy onder sy arm. Hulle groet by die deur. "Auf Wiedersehen," roep Gretel lachend en staan en wyf vir hom die klipstoep tussen die laventelbosse met Tommy langs haar sy. Mario loop 'n eind weg en kom weer terug asof hy skielik iets onthou het. Sy kyk hom vraend aan. Sy donker oë is die ene passie. "Gretel, 2 more things, my love. I want to buy the village and I want to marry you." 'n week na Rebecca se begrafnis het die nuus gekom dat Western Mining 'n offer van miljoene rande ingesit het by die redlinghuise om Vlaktevlei uit te koop. Die klipman het van ver af gekom vir die groot transaksie. Leandra loop met die bossie blomme oor die wit soutpan tot haar waar die rooi kool in die wit sout gelê het. Sy sit die blomme neer en kniel stil pynsend. Sy kyk op wanneer sy geluid hoor. Dis Samuel se rooi Ford-bakkie wat so van ver af aangery kom. Sy spring op en hardloop om met lang hale tegemoet. Hy klim uit die bakkie, tel haar hoog op in die lug en sit haar weer neer. Hy lees die blydskap in haar groen oë. "Juffrou van Helleveeg, as ek jou vra om saam met my in 'n tent te woon, beloof jy plegtig om nie ons tentpenne uit te pluk nie?" "Ja," sê sy. Toe soen hy haar daar op die ooptes van die wit hemel, waar die son soos diamante op soutkristalle skyn. Toe Western Mining Vlaktevlei oorvat, het hulle vir ons nuwe klaskamers by die skool aangebou en Jemina weer aangestel as prinsipaal. Hulle het nuwe huise gebou en parke aangelê. Hulle het die strate geteer. Hulle het hulle groot kantore daarop gesit en Vos Philander, wat by die skool bedank het daar 'n office job gekry. Hulle het vir ons groot community hall gebou met 'n kliniek daarbey. Dit was die Rebecca Cupido Community Hall. Daar kon ons konsert hou en daar klein Tommy ook sy eerste uitstalling gehou van sy skilderye. Gretel en die Italianer was baie goed vir hom gewees, soos sy eie ma en pa. Ek dink Rebecca het van die hemel af gesmaal, net soos sy gesmaal het in daai prent wat Tommy van haar geskilder het. En so het Vlaktevlei se naam verander na die Western Mining Village. Ons was trots op ons plek. Dit was baie mooi. Meeste van ons mense het jobbe bo in die granietmyn gekry. Die geld wat die redlinghuise vir Vlaktevlei gekry het hulle gebruik om Pelican Bay droog te lê en daar het hulle toe die Holiday Resort aangelê. Hulle het groot palmbome geplant en dit het soos 'n paradys gelyk. Maar ons het ons eie paradys gehad en ons was tevrede gewees. Tja, ek het baie male opgekyk na die klein kloof en gewonder hoekom die Here God daai graniet so lank weggesteek het. Seker oor hy geweet het dat die dag nog sal kom wat ons oë sal opslaan na die berge en sal opsoek en dan sal hy 'n plan moet maak. Op 'n Saterdag toe Koster weer die klokke lei, het hy dit ekstra lank gelei. Ons is almal kerk toe. Na ons kerk toe waar ons trou en rou en waar ons doop en doodgaan. Daai dag het ons getrou. En ons het gekyk hoe die klipman enige troubeloof van die oudste dogter van Hendrik Royal. Haar rooi hare was in lokke gedraai gewees en sy het 'n spierwitte rok van kant en satijn aangetree wat Lucia van Tonner vir haar gemaak het. Ou Mara was ook daar met 'n rooi veer in die kep en 'n stringe bengels. Celie was die bridesmaid en Boeta die strooijonker. Hulle tweeetjies het in mekaar se oë gekyk, kompleet of dit hulle self is wat trou. My Sweetie en Bontie Bonthuis se trane het sommer geloop van blydskap.
Buite op die stoepie van ons kerk het die klipman sy nuwe vrou lank gesoen en haar hoog in die lug opgetel en neergesit. Ons het almal hande geklap. Die Italianer het met sy arms geswaai en kiekies gevat en Gretel en Tommy het die konfetti uitgedeel. Ons het hulle gestrooi en toe het ons almal na die community hall toe gegaan en dit was 'n groot geluid. Selfs Gerald en Jemina het gedans en op mekaar se tone getrap. Ruk na daai troue het ek na my sweetie se koffie toe geloop. Ek het vir my 'n dik boek met lyntjies loop koop. Ek het vir my ook 'n potlood en 'n uitveer gekoop. Deur die gekleurde glasvenster skyn die lig van buite af in oor die twee nagmaal glasies. Koster en oom Keppie sit met diep gedagtes. Koster? Bro? Ek wil 'n storie skryf. Wat 'n storie, bro? Die storie van Vlaktevlei. Hoe so, bro? Laat die nageslagte kan weet van ons. Bro, maar hoe skryf mens so 'n storie? Ek weet nie, ek het al baie gedink. Ek weet nie waar hy begin nie. Hy is soos die see self. Hy swel op in jou kop soos 'n groot duining. Maar voordat jy hom kan vasvat, breek hy uit op die sand. Al wat jy sien is sy skuimstreep. Dan glip hy terug diep water toe. Maar voordat hy terugglip, sal ek hom vasgevat moet kry, want hy skrou om gevertel te word. Jesus, bro. Toe lig hulle die glasies en die soet vog spoel met behae af in die kele. Die einde.